die locatie is letterlik die grens tussen die oorsiglike sinode en die noordelike sinode. Wat dit beteken is dat ons kan ons eie ding doen soos ons wil nie, ons is deel van 'n groot familie, ons het 'n reëls, ons almal veilig hou, maar dit is 'n groot familie, so dit is eigenlijk deel van 'n groot familie. Die 6 noordste bakens wat julle sien, is die ring van die laagveld, en dit sluit die Hoedspruit, Palabora, die Speelde, Gravelas en die laagveld. En toe ek eerst hier aankom, toe dink ek dis 'n gebou wat hier die 70's gebou is, maar die geskiedenis gaan eintlik baie verder terug. Hierdie gemeente is amptelik, is in die 1880's, was die ou kerk gebouwtjie, 1880. Dit is meer as 140 jaar terug. En in 1929 het amptelik geregistreer as deel van die NG Kerk. En uit hierdie gemeente, al die ander gemeentes ontwikkel. Die moedergemeente het in 1964 ontwikkel, daarna Graveland, het Campus Rus, daar by Hoedspruit, Palabora en die Wolkberg, ons dienste gemeente, maar ook Sewentrus het afgesluit. So dit beteken vir die eerste 20 jaar, daar waar julle karre papier het, amper 100 jaar terug, mense so ver van Palabora, Hoedspruit, locatie, was verhale van hulle wat die Kosova's hier getrek het vir 'n nagmaal-naweek, Kosova's hier op die area opgeslaan, en die gemeente in die hele laagveld in al die streek. Dit is ook die gemeente in Landbouw laagveld, is in 1929 is hierdie gebouw begin, hierdie kant is in 1984 begin bouw. Dit is ook geskiedenis in 1929 en die eerste dominee aangekom van Soekmekaar, so Soekmekaar het van Pietersburg afgestel. En toe kom dominee D.F. Marais in 1929 jaar met sy kaart, sy hond, sy vrou, en hulle begin 'n gemeente hier. En toe hulle moet sê, ons bou nou 'n kerk. Wat 'n architect van gebruik as jy kerk was. En dominee Marais in 1916 tot 1920, dit was 100 jaar terug, het hy begin hoortrek van die Kaap. Toe het ons gesê, wat 'n gebou bou hulle, so sê hy het vir 4 jaar by die Christelike Jongerenvereniging gebou gewerk in Kerkstraat in Stellenbosch. So toe het hy net hierdie plan geneem, net so, sien Dieter, vind dit baie prof Dieter, jammer, prof Dieter, vind dit baie interessant, hy het net hierdie architectuurplan so geneem, en hulle het om hier kom neersit, en om gebouw, in 1934, het hulle die gemeente ingewijd. So dit is eigenlijk 'n ryk geskiedenis wat ons hier het, en interessant is, in die volgende jaar, die 3 van die dominees af, en die volgende 7 jaar nog 3. So van die 7 dominees gaan nog 1 oorwees, en by laagveld. So hopelijk stel die ander nog dominees aan, dat die laagveld nie weer voor sy laag soos hy begin het, en dat is interessant hoe die geskiedenis werk. Hier is die dominees wat al hier was, dominee Marais was die langste hier geweest, 28 jaar, 10 maanden, en al potgieter, dominee de Tooi. Interessant is, as jy na sy foto kyk, hy lyk of hy familie kan wees van Coöperatief, dominee de Tooi. Jy kan sien die, al die terug van die Boomaf, en de Tooi, grote familie. En toe staat dominee Hartling, dominee van Vieren, dominee van Seen, dominee van Nuut, en dan Gous van Seil, hy is nou nog daar met Sanien, hy keer hier al af, en dan dominee van Nuut, de Wet, dominee Vermaak, die direct op die Tweede langste, die gemeente, en daar is ek nie van Januari 2019 af. Ek kan, as ek afgeloop 65, was in die staatse plat, by die kerk, kan ek direct op die 35 jaar. Maar, dit te sê, ek weet as mens enige kerk sê, dan skrik mens partijker af. Ons siening is baie ekumenies. Ons sê nie ons is die volle waarheid, ons is 'n groep mense wat op 'n manier gemakkelijk is om te aanbid, soos ons aanbid in hierdie kerk. Ons is deel van die groter kerke wêreldwyd, ons vat saam hande om saam die koninkryk van God te bou. So of jy van AGS, Shofar, Hervormd, Gereformeerd, Katholiek, Orthodox, ons vat hande saam met enige kerk. Ons bou saam dieselfde Christus kerk en die Heilige Gees werk in al die kerke. As jy kan bely dat Christus die Here is, werk die Heilige Gees in die kerk. So ons vat hande en ons bou saam die kerk van God. Ek sien dit as 'n gesin. Jy het ouer boeties en sissies, soos die Orthodoxe kerk, Katholieke kerk, en jy het jonger boeties en sissies, soos die Charismatiese kerke, die nuwe kerke, en dan jy tweeling, drieling boeties en sissies, soos die Afrikaanse kerk, Hervormde kerk, en jy is lief vir jou broers en susters, maar al verskil jy nie met alles, en die belangrikste van alles, is jy bly nog steeds lief vir jou broers en susters. So dit is ek op die kerk van die sien, as een kerk, een God wat ons saam met ek wil graag 3 punte vir julle uitlig, wat soos 'n goeie NG-kerk 3 punte
moeite om sin en betekenis te soek. En dan vind ons die lewende God en dan leef ons op verweer soos ons Christus geloof ons leer. Psalm 90 vers 2 sê die Bybel vir ons, voordat die berge gebore is, voordat die wêreld, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is die God. So ons sien ons kerkgeskiedenis hier is al 100 jaar oud, dis nie eers 'n sentimeter op die tydlyn van die geskiedenis van die mensdom nie, maar die God wat ons saam bid, is die ewige God. En dit is waar ons vesting vind en ons vertroue, waar ons moeilikste uitdagings te staan kom, ook hier in Suid-Afrika 2021, en ons altyd vashou aan God wat standvastig is, wat ewig is. Al is ons menslik. Ek wil graag julle seën vandag en ek wil ook sê, mag elkeen van julle die geleentheid kry om julle Skepper te vrede te stel met die lewe. En mag die erns maak die ewige God aanbid en eer die hele lewe, die hele werk en daarby te gaan. Dit is die eerste punt op ewig. Die tweede punt van vandag is wysheid. En die Grieke het baie geskryf oor wysheid, wat baie goed is. Die Hebreëse Bybel is vol wysheid. Wysheid is 'n belangrike tema in die Bybel. Ek wil vandag 'n Christelike perspektief op die wysheid vir julle uitwys. En ek wil julle vra, dit is ook laas Sondag se teks, so is nog vas. Wie van julle kan met sekerheid sê, vir wie van julle is die boodskap van die Nuwe Testament 'n wyse verhaal? Kyk by jouself. Dat Godheid wat mens word, wat bloedig sterf op die kruis. Die menslike verstand sê dis dwaasheid, dis onsin. Wat 'n geloof is dit? Maar tog is die dwaasheid van hierdie verhaal soos die wêreld, soos Paulus het skryf, sê die grootste geloof in die wêreld. Wie van julle dink daar is wysheid in die Nuwe Testament, in die Nuwe Testament se kernverhaal van Christus? Of wie van julle dink dis dwaasheid, dis onsin? Paulus help ons met die antwoord in die brief van die Korinte. Die Korinte gemeente was baie soos ons wêreld vandag ook is. Daar was 'n magdom van verskillende kulture, verskillende filosofieë wat deur die dorp gekom het. Debat, retoriek was 'n groot sport gewees. Mense wou mekaar uitoorlê. Die mark was 'n plek vol idees. En die Christene begin van die idees hoor. En begin dink, maar as ons geloof nie dwaasheid is ons in die Grieke sê ons geloof is ons in dit. Dit maak nie sin, dit raak ook bespotting van die Christelike geloof nie eers nie. Dit is baie soos vandag ons dan magdom van opinies oor sosiale media wat ons skryf, maar waar vind ons waarheid, waar vind ons wysheid? Paulus skryf dit vir die gemeente en hy gee die opskrif vir hierdie, of die vertalers gee die opskrif. Paulus het nie gegee. Die ou vertalers opskrif is die wysheid van God en die wysheid van die wêreld. Die verskil daarvan, die nuwe vertaling sê Christus, die krag en die wysheid van God. Die Korinth vertaling sê Christus as krag en wysheid van God. Die boodskap wat eenvoudig in die van skryf sê, dat vir mense slim lyk, is maar dom by God. En hierdie wys ons mooi die verskil van hoe jy na die kruis kan kyk deur 'n wêreldse verstand. Jy kan al die dinge sê, maar dit maak nie vir jou sin. Of die Heilige Gees kan jou verlig en jy kyk na die kruis en dit maak vir jou sin. En dit is een van die belangrikste temas in jou lewe. Dus die kruis is die belangrikste symbool in jou lewe, die woord opgestaan in Christus. Paulus skryf hierso. 1 Korintiërs 1, dit is van vers 20 af, dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. So God se bedoeling was, al ken jy al die boeke in die wêreld, jy het die Bybel 10 keer deur gelees, jy gaan nie deur kennis God verstaan en daarby leef. Dan sê vers 22, die Jode vra 100 tekens, die Grieke is die wysheid. Hulle wil tekens sien. En Jesus sê, wanneer die Fariseërs ons beteken vra, dan sê die enigste teken wat julle gegee is soos Jona en die vis, se maag, wat 3 dae in die vis was. Soos aan die seun van die mens vir 3 dae in die graf is en opstaan. So die kruis, die opstanding, is die teken wat gegee word vir die mensdom. Die Grieke is wysheid, en dit is ook goed om die hele tyd aanhou wysheid sê. Paulus sê vir die Korinte, maar ons verkondig Christus, wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot, want Christelik is van 'n nog 'n God. Die Jode God sê, mag nie ander God aanbid nie, so dit is 'n aanstoot. Dit is 'n bespotting in die godsdienst. So die Jode sê, dit is 'n aanstoot in die nuwe geloof. En vir die ander is
beleef. Die derde punt is volhoubaarheid. En besighede, ek seker in Korintus se tyd, besighede so dink om volhoubaar te leef. Ons as besighede dink gereeld aan hoe is ons volhoubaar? Hoe gaan ons lyk oor 20 jaar, lyk ons oor 5 jaar? Volhoubaar in Engels sustainability, the ability to sustain. Jy kan 'n 3 jaar plan hê en dan kan jy droog. Maar hoe kan jy mens volhoubaar wees? Ek het vandag wat sê die Bybel oor volhoubaar? Die Bybel se tyd was nie so groot soos vandag in ons samelewing is dit aan mense wat gemaak in die wêreld het. Net beperkte hoeveelheid hulpbronne. En ek kyk as wat ons as 'n gereformeerde tradisie van oor as 500 jaar vir julle kan gee oor volhoubaarheid is die lese. Want ons kerk is met 'n groot gebou, soos jy kan sien, dit lyk amper soos 'n universiteitsgebou, soos 'n skool. Maar hy word nie gebruik nie. Die gemeente is daar klein en die dominees tree af. Die gemeente is in saamsmaak. Dit is deel van die lewe, maar hoe gaan jy volhoubaar aangaan? En nie net aan die Here toe maak. Kyk hier, kan ons weer sê, die wêreld verander heeltyd. In die 1291, 1517, die reformatie begin het, 1917, die mense hier begin leef, die mense het alles gedink, die mense het alles gedink, die kerk het alles gedink. 1950, as jy die kerk wat foto's hier sien, die kerk wat het heel anders gedink. Almal het pakke gedra, wit klere, groot groep mans, vandag lyk dit baie anders. Dit staan beter vir die tyd waar ons leef. In die 80, wat die wêreld dan is gewoon 17, voor 21. Die enigste constant in die lewe is verandering. Maar elke verandering gee ons 'n geleentheid. En daarom wil ek verwys na die lese van die reformatie wat ek julle wil gee, wat julle kan saamvat en op in julle gedagtes hou. Maar die eerste wat ons van julle kan julle hoërskool lese onthou. Hoeveel julle kan onthou wat julle hoërskool lees is? Sien nie so baie van julle. As julle nie kan nie, dan Paulus aan Google, kyk wat die hoërskool lees is. Die eerste hoërskool se lees was Semper Altio, wat beteken altyd hoor. Die tweede was Semper Stabilio, wat beteken altyd uitstekend, doen altyd jou bes. Die reformatie se lees hy ook Semper Reformanda. En ek dink dis iets wat ons as kerk vir julle kan gee en sê om julle gedagtes so te hê dat julle die hele tyd besig is om te volg, die hele tyd besig is om te verander. Jy gaan nooit 'n punt bereik waar jy sê, okay, dis dit, ek sou waar moet wees en ek gaan dit bly. In die lewe is jy die hele tyd besig om te verander. Die kerk is ook die hele tyd aanhou verander. Ons kan nie kerk hou soos ons in die 50s kerk hou nie. En ons wonder hoe gaan die kerk wees 2050. Ons moet altyd aanhou hervorm, altyd aanhou ons gedagtes groei, altyd aanhou hervorm. So ek wil die derde seën gee vandag en ek wil sê, mag jy bewustelik leef, dat jy altyd besig is om die gedagtes te vernuwe, altyd besig is om iets te word. Jy is op 'n reis, jy is nie by 'n destinasie nie. Jy mag die Here help in hierdie proses waarin ons besig is om iets te word in hierdie lewe. Mag jy in so 'n gedagte leef, dat ons altyd besig is om na iets toe te beweeg. En dit is die 3 punte: ewigheid, wysheid en volhoubaarheid in ons lewe. Maar dit vaar ons dankie dat ons hier kan sit as verskillende mense, dat die universiteit skep. Ook vrye wil gegee en dat ons kan leef volgens ons eie wil. En dan wil ons ook dankie sê dat U ons verlig. En wys vir ons wat ewige waarheid is. U inspireer ons deur die kruis. Help ons om vas te hou en as aanvastig is in die doods. Mag U ons ook help soos ons gesels. Mag U ons ook help in wysheid. Kan meer sien as ek ons sien, maar ons ook leef en teer van die dag. Ons dankie vir die dag, ons dankie vir al die reën wat geval het,